Dag sê en baie welkom weer by jou Lewelig dagstukkie. Ons is vandag by dag 335 en die tema is: wie sit in jou raadskamer? Filippense 2 vers 3 en 4. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belang dink nie, maar ook aan die van ander. As jy weet wie jy is, hoef jy nie eers te wees om waardevol te wees nie. Wie sit in jou raadskamer? Ek is doodseker dat almal van ons 'n raadskamer van 'n besigheid ken. Dit is meestal die plek waar vergaderings gehou word. Die voorsitter sit aan die kop van die tafel en al die ander belangrike mense rondom die tafel. Dink nou gou aan so 'n raadskamer en dan dink jy aan 3 persone: God, ander en jouself. Jesus het mos die wet saamgevat met: jy moet God lief hê, jou naaste soos jouself. Volgens die manier waarop ons groot geword het, het ons die aspoestertjie of teedame rol vertolk. God en die naaste het altyd in die raadskamer gesit en ons moes hulle altyd bedien. Hulle was die belangrikes en ons was maar te dankbaar om die tee te kan maak. Meer nog, their wish is our command. Ons is daar vir hulle en moet voorsien in alles wat hulle wil hê. As dit nog suiker is, dan moet ons spring. Ons kon nie vir hulle die gevare van suiker uitwys nie. Ons moet maar net bring. So, ons spring en ons bring vir hulle, want ons glo, 'n mens mag nie aan jouself dink nie. Ons is maar net die teemaker. Hulle is die besluitnemers. Nou kom ons by Paulus. Hy praat van selfsug of die passer-syndroom. Alles draai net om die persoon se eie belang. Dis nou die naaste wat daar in die raadsaal sit en altyd gesien wil word, belangrik wil voel, genoem wil word, erkenning wil kry. Dis gewoonlik die superspirituele mense. Meeste van die tyd neem hulle ook die voorsitterstoel oor, want eintlik moet God, die voorsitter, maar net sy stempel van goedkeuring op hulle besluite sit. En ons maak maar net tee en nou aan, gee en gee. En op 'n dag het ons niks meer oor om te gee nie. Ons is seer gemaak en kwaad, want ons het gegee en niemand het ons eens raak gesien of ons inspraak oor belangrike sake gevra nie. Toe het ons maar opgegee en in 'n gat van selfbejammering, onvergenoegdheid en kwaad gaan sit. Want ons het alles verander en vir God gegee en niks daarvan teruggekry nie. Nie eers 'n dankie nie. En toe kom die goeie vee op die toneel. Ewe skielik nooi die voorsitter ons om ook by die tafel te kom aansit. Ons is nou nie meer dienswillige slawe nie. Ons is nou mede-direkteure, net soos die ander wat reeds daar sit. Meer nog, ons opinie stel en ons hoef niemand meer te beïndruk met wat ons weet of wat ons kan doen nie. Ons hoef niks meer te doen om aanvaar te word, gehoor, gesien en liefgehet te word nie. Ons is goed genoeg om ons eie stoel vol te sit, want Jesus sê so. So my posisie in Christus is nie in die voorsitterstoel onder leiding van die eie ek nie. Ook nie in die kombuis nie. Dit is aan die tafel onder leiding van God. Wanneer God jou waarde bepaal, raak diens 'n keuse, nie 'n bewys nie. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy sukkel ons so om te glo dat ons goed genoeg is? Wat is ons verantwoordelikheid as ons by die tafel aansit? Hoe gaan jy vandag begin om saam met God en ander koninkryk te bou? Here, neem u plek in my binneste raadskamer se voorsitterstoel en suiwer my motiewe. Leer my om te dien vanuit rus, sekerheid, krag en liefde, soos u. Amen. Kom ek en jy gaan leer om na die Heilige Gees wat in die voorsitterstoel sit, te luister, sodat hy vir ons kan sê
wat ons moet doen en hoe ons dit moet doen. Hê 'n wonderlike dag, sakke vol seën vir jou, liefde groete, Shaal. Om elke dag 'n dagstukkie van Lewelig per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en nommer per WhatsApp na die nommer te stuur wat hier vir jou aangedui is. Jy is ook meer as welkom om ons Lewelig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewelig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.